Goeiedag en baie welkom waar ons deur hierdie seisoen van Advent reis, die begin van 'n nuwe kerklike jaar. Wat interessant is, die jaar maak klaar, dis jaareindfunksies, dis jaarverslae, dis druk besig. En dit is asof dit alles gebeur teen die agtergrond van iets wat nuut begin. Die begin van 'n nuwe kerklike jaar. En dan hierdie verwagting, hierdie afwagting van die aankoms van Christus na hierdie wêreld toe. Om weer die woorde te bedink van Anne Siddle, ons word geroep om wakker te word en te luister, om wakker te word en te sien, wat wil die Here vir ons wys? 'n nuwe lewe, 'n nuwe wêreld, 'n ander manier van leef, vryheid van die mag om altyd meer te wil hê. Word wakker, hoor die uitnodiging wat al eeue lank weer klink, omhels die weg van Christus en ontdek ware vryheid. Ons lees Psalm 122, is 'n psalm wat 'n pelgrimslied van Dawid, hierdie versigtiging dat Jerusalem mag vrede hê. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here toe, en nou is ons hier binne jou, Jerusalem. Jerusalem is die stad wat stewig gebou is, waarin die stamme kom, die stamme van die Here. Dit is 'n voorskrif vir Israel, om die naam van die Here hier te loof. Hier word reg gespreek. Hier lewer die koning sy uitsprake en bid die koning uit die geslag van Dawid. Bid dat Jerusalem vrede mag hê, dat hulle wat hom liefhet rustig mag woon, mag daar vrede wees binne jou mure, rus in jou wonings. Terwille van my broers en my vriende wens ek jou vrede toe. Terwille van die huis van die Here ons God, bid ek dat dit met jou goed sal gaan. Jerusalem, wat hier die absolute merker is van God se heerskappy, dat hy die een is wat regeer, sy teenwoordigheid, dat hier die plek is, die ontmoetingsplek is van God. En daar hier die hoop dra dat daar hier ware vrede en rus kan gevind word, want God regeer. En as mens vandag kyk na Jerusalem en na die konflik wat daar aan die gang is, en amper deur die eeue heen, hoe hierdie spanning altyd tasbaar is. Ek praat met mense en hulle sê, maar as jy iewers hierdie stad besoek, dan is daar hierdie beeld so 'n plek, hierdie ou stad, maar die spanning kan jy in die lug voel. Maar hierdie versigtiging, hierdie hoop, dat daar vrede mag wees binne jou mure. Mag dit ook ons gebed wees, dat die Here vir ons sy vrede mag skenk. Mag ons met daardie hoop leef, met daardie verwagting. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons, deur U woord, ons kom bekragtig en ons ontmoet. Here, en ons bid vrede vir hierdie stad, maar ons bid ook vrede vir hierdie stad waarin ons woon, en hierdie land waarin ons woon. Vrede tussen mense. Mag ons draers van hierdie hoopvolle vrede wees, want U is die een wat regeer. Amen. Mag die Here se genade jou volg. Mooi bly.